ons sê, die gevaarlikste plek in die wêreld is 'n geskenkwinkel by 'n toeriste-aantreklikheid. Soos die een op Tafelberg, of die een by Shaka Marine World, of die een by Skukuza. Almal het nog 'n vaddoek met 'n voeltjie op, of nog 'n yskasmagneet nodig. Dames en here, ons almal het al in hierdie slag gehad, in geduiwel. Maar wil julle die goeie nuus of die slegte nuus eers hoor? Die goeie nuus is, ons is nie elke week in Skukuza nie. Die slegte nuus is, daar is iets erger en gevaarliker as geskenkwinkels. Smaakmakers. Voorsitter, nou wat is 'n smaakmaker? Dis daardie influencers, beïnvloeders op TikTok en Instagram, wat lyk asof hulle in 'n ewige filter leef. Hulle hele lewe lyk soos 'n 5-ster ete en hulle maak ons honger. Baie honger vir net so 'n lewe. Om te sê die smaakmaker-industrie het ontplof, is 'n gruwelike vereenvoudiging. A. Goodman is 'n navorser wat spesialiseer in bemarking. Op 17 Desember 2025 het sy op statista.com in die artikel Influencer Marketing Worldwide gepubliseer dat die smaakmakermark in 2016 $1.7 biljoen werd was. In 2025, net 9 jaar later, het daai waarde geklim tot $35 biljoen. Dit beteken, dis nou 20 keer sterker in die tyd wat 'n kind gaan van doeke tot toets skryf. Dames en here, dis tyd dat ons die spilletjie onder oë neem. So skuif in by ons tafel, sit julle sitvette reg en hou vas aan julle Wi-Fi-koneksies. Want hierdie beïnvloeder spyskaart wys vir ons, die arme drommels, wat net mense is, dat smaakmakers is vraatmakers. Ine, jy is eerste aan die beurt. Is smaakmakers regtig so sleg, of is hulle groot kokkedore wat kantoor met bemarking? Kyk, Janke, toe kan die klompie toe. Dames en here, alle gaai, malle gaai. En daar is my begroting in sy maai. Toe Kylie Jenner en Hailey Bieber in die doodslike van 2025 gesien is, met hulle oorgroote sonbrille, het elke smaakmaker, van pip tot braak, dit op hulle TikTok en Instagram spyskaart aangebied. Hoekom iemand wil lyk soos 'n vrugtevlieg met saamgestelde oë? Dit kan ek nie sê nie, maar wat ek wel kan sê is, as dit in is, wil ek dit ook hê. En daar verdwyn my spaargeld, soos oliebolle by 'n graad 7 partytjie. In die eerste plek, is smaakmakers nie net skeppers van aanloklike inhoud nie. Hulle is vaardige verkoopsmense. Mevrou, dink dis onskuldige Pinterest-prentjies, maar dis eintlik bemarking. 'n Stroom advertensies aangebied as vermaak, ontspanning en goeie idees. Gemorsbos advertensies, land in die asblik, maar smaakmaker advertensies, pere ons op Pinterest-borde. Jy's reg. Op web.7.za, die eenaalsaangids vir kinders, het David Brand bedryfshoof, media en bemarking van die FHK op 29 Augustus 2025 geskryf dat wêreldwyd sit mense 5 ure elke dag op sosiale media. Vir ons sy volkies sit maar net 2,5 ure se fisieke. Ag, dis fantasties. As jy so lank in die spur sit sonder kos, dan lyk daai bodemlose koeldrank baie aanloklik. En op die ouend bestel jy 'n biefstuk met skyfies en eieringe En 'n wafel met roomys en melkskommel. net om die pyn te laat opbou. En daar huil my bankrekening. Erger as 'n kleuter wat sy roomys laat val het. Tweedens, smaakmakers veroorsaak inkopies op Red Bull. Dis nou koop sonder brieke. Op Asia.com het die wêreld se eerste kaart aangeteken bemarkingsagent op 2 Februarie 2026 in die artikel TikTok Trend Discovery berig dat dit merk TikTok my mobile is al meer as 200 miljard keer bekyk. Adam het vir Eva die skuld gegee en Eva vir die slaap. Ja, Paul Oban blameer Skukuza se winkel,
Maar ek pak vandag die blame vir my benarde finansiële situasie. Totaal op smaakmakers. Jammer Inge, maar jou sonbril is 'n voorbeeld. En my elektriese kop van masseerder ook. Daai man het met honderde miljoene dollars gegroei tussen 2023 tot 2025, volgens Alibaba se artikel. The Viral Scalp Massager, with Dawn, or just another influencer unique. Geskryf deur markanalis Olivia Scott op 13 Februarie 2026. Dames en here, ons dink ons is besig met onskuldige vensterinkopies, maar dit verander tjoef-tjaf in 'n nimmer eindige inkopiewaansin, waar smaakmakers die koppe is wat ons omtoer tot vrate, met 'n ligte geval van bankrotskap en 'n waalvraag vol spyt. Ek kry sommer maagpyn as ek net hieroor dink. En rennies gaan nie help nie. Jammer Janke, maar ek gaan jou ook nie wil beter voel nie, want ek gaan bewys dat smaakmakers smokkel met ons koppe. Knibbel aan ons beersies, nou knibbel aan ons koppe. Ek sit eerder en los jou antwoord. Dames en here, as u dink u is immuun teen smaakmakers, dan weet, want jy moenie meer kers vashou by die toetsees nie. Jy moet jou so kosblik vergelyk met die kreef van die Kardashians. En dan is jou Marmite-broodjie net nie goed genoeg nie. My eerste punt, smaakmakers maak ons ontevrede met ons eie lewens. In the Journal of Theoretical and Applied Commerce het professor Kaukab Asher, verbonde aan die Universiteit van Malaysia, op 4 Julie 2025 'n verhandeling met 'n baie beskrywende titel geplaas. They post, I scroll, I envy, I buy. Hy bevind dat smaakmakers verander hoe ons dinge waardeer. Skielik is dit nie meer genoeg om skoon tekkies te hê nie. Dit moet presies dieselfde blou paar Air Jordans wees wat deur 'n smaakmaker met 1 miljoen volgelinge gedra word, sodat jy ook gewild kan wees. Siba Makana is 'n Suid-Afrikaanse smaakmaker. As ek na haar TikTok vakansiegrepe kyk, gril ek ekstra hard vir die amblissieblok by die Hartbeespoort Karavanpark. Vir my en op ander 500,000 volgelinge voel ons vakansies soos broccoli by 'n pizza partytjie. Nee! My tweede punt is smaakmakers laat ons smag na dopamientrip. 'n Dopamien wat? Jy weet daai goed voel hormoon wat deesdae eerder 'n demoon is, maar waarna almal smag. Shanine se lief, die Instagram koningin, met die term begin. Sy lyk asof sy uit 'n Barbie-fabriek ontsnap het. Sy dra ons net pink. Sy lyk soos my sussie se glimpie. Wel, sy sê dat sy aantrek om goed te voel, en dis alles goed en wel, tot jy 13 is en voel soos 'n platgeval soufflé, dat jou sweetpak grys is. Smaakmakers verkondig die idee dat jy net gelukkig en in kan wees as jy die regte kleur dra, en tieners sluk dit soos bazaarpudding. Die SARI-artikel van 5 Januarie 2026, die dopamientrip, wat dit is en hoe dit jou kind beïnvloed, wys die konstante aanhouds van aanlyn verkeering hoe dit kinders se brein beïnvloed. Anna Lenke, 'n Amerikaanse psigiater, word in die artikel aangehaal. Sy beweer smaakmakers is verslaafmakers en fone is mense se digitale inspuiting. In kort, smaakmakers bied 'n bevyf van glans, maar jy bly honger. Jy vergelyk jou bord met hulle sin en voel jou kos is vlek. Dis die bittersmaak van ontevredenheid. Ek gee nie om wat daai vraagmaker sê nie. Pink is nie vir my nie. Ai, Oban, niemand dwing jou om pink te dra nie. Maar as jy R50 betaal het vir 'n bottel Prime, net omdat Logan Paul gesuggereer het dat dit jou oef gaan gee, is jy nie veel beter as die res van ons vraatsigtig is nie. Ja, ek weet, maar ek het steeds iets te sê. Wel, die vloer is joune. Kom ons kyk of ons vir jou 'n duim op TikTok gradering kan gee. Dames en here, ons het nou gehoor dat smaakmakers verslind ons geld en verorber ons selfvertroue. Maar ek kom met die laaste soutsprinkel wat ek in die wond wil vryf. Smaakmakers maak ons kaste vol en die aarde leeg. Wat? Verduidelik. Weet julle drie wat is 'n Stanley Quencher?
Ek het een, ek ook. Ek het 2. Nou ja, daai waterbottel, kom ons noem dit net die Stanley, was nie altyd so gewild soos nou nie. Toe dit oorspronklik in 2016 uitgekom het dit eintlik glad nie goed verkoop nie. Eers hier rondom 2022 en 2023 het dit ontplof as 'n reuse tendens. Ek kon nie TikTok oopmaak sonder om een te sien nie. En smaakmakers sou eerder sonder onderklere as sonder 'n Stanley gesien word. Smaakmakers is mos dol daaroor om verantwoordelik te lyk. En toe verkondig hulle die idee dat die plaasdam wat jy oral met jou ronddra maak van jou 'n groen mens. Dit klink vir my reg. Nee, daai beker, deur smaakmakers bemark as hitsmerk watertop, maak die aarde se oorlewingskoppie half leeg. Op 11 Januarie 2024 het Elsa Klein in die tydskrif Wired artikel getiteld The Big Problem with the John Stanley Cup, geskryf dat om 1 Stanley te maak, verbruik 7 keer die fossiel brandstowwe en 14 keer die uitlaatgasse van plastiekbottels. Maal dit met miljoene wat verkoop word te midde van die versamelaarfondse en die aarde betaal die prys. Ai ouens, weet julle hoe weeg hierdie draagbare Jojo tanks? 2 kilogram. 2 kilogram! Dit maak ons nou nul dat 'n mens dit heeldag sal saamsleep nie. En wat nog van 2? En dit bring my by punt 2. 1 is nooit genoeg vir smaakmakers nie. En daarom ook nie vir ons, die gulsige vrate nie. In die wegtydskrif van 28 Julie 2024 skryf die produkvergelyker Peer Steyn in die artikel Volhoubare houers vir jou drinkgoed dat daar min dinge is wat 'n kernoorlog sal oorleef. Net kokkerotte, dalk jou Toyota Land Cruiser, maar beslis jou Stanley. Wel, meeste mense hou net daarop lees en poop soos mense wat nou net gehoor het Groenland word aangeval met kernwapens. 1 Stanley is nie genoeg nie. Elke kleur in die reënboog, en selfs 'n paar waarvan ek nog nooit gehoor het nie, moet eenvoudig in jou kas wees. Wat se kleur is Patty? En wat van mis? Is dit grys? Ligte grys of donker grys? Is dit al bruin? Stop dit net daar. Dis 'n oorpryste stuk staal wat die aarde vernietig, terwyl dit mense reduseer tot opinielose idioote. En omdat smaakmakers elke 6 maande van 'n nuwe kleur of nuwe produk hou, maak hulle van ons vrate. Dames en here, smaakmakers is die digitale kelners wat vir ons 'n spyskaart van moet-hê items aanbied. Maar hierin lê die probleem. Hulle laat ons meer geld spandeer as wat in ons spaarkaartjies is. Hulle laat ons lewens of leegvoel soos 'n bak springmielies met netpitte en sout onderin. En hulle oortuig ons met groen leuns om produkte te koop wat glad nie omgewingsvriendelik is nie. Hulle bied die glans, maar is ons wat vir die gelag moet betaal. Die slegte nuus is dat inkopiesentrums, geskenkwinkels en vlooimarkte is nie meer die gevaarlikste plekke om van jou geld ontslae te raak nie. Dis nou die internet, gedryf deur 'n klompie mense wat sogenaamde onskuldige videoetjies maak. Maar ons het die waarheid kom